Goed vriende, ons gaan vandag die skriflesing gebruik en ons gaan hom ook noem 'n dubbele doel. 'n dubbele doel. So ons gaan vandag die geloofsbelijdenis doen en dan gaan ons hierdie skrifgedeelte gebruik om vandag sy woord aan u te bedien wat nou gaan die res van die jaar se platform word. Ek wil sê dit is die rigting waarop die Here vir ons kom plaas. As jy luister na laasweek se boodskap en hierdie week se boodskap, dan sit die Here vir ons op 'n baie spesifieke rigting. So ons gaan saam lees uit die woord van die Here en hy som op die bord. As jy wil volg in die Bybel, is jy welkom. Die welbekende Matteus 22. So dit is die gedeelte wat saam met ons geloofsbelijdenis gaan, kom ons lees hom nou saam. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En nou kom ons staan. Doen ons saam belydenis van ons geloof in die Here. U kan saam kyk op die bord, u kan in die hart saamstem terwyl ek dit vir u lees en dan gaan ons dit afsluit met die welbekende Gesang 245. Kom ons staan en ons doen saam belydenis. Ek lees dit, u lees saam, u stem saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, van waar hy sal kom opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Kom ons besing dan saam hierdie pragtige lied om dit net saam te vat. Vers 11. Sit, ons waardeer. Ons het reeds ons skriflesing gehad uit Matteus 22 vers 34 tot 40. Daarom beweeg ek dadelik oor na my teks van oordeenking toe, hier op die eerste Sondag van die nuwe jaar. En Jesus antwoord hom op 'n vraag, 'n strikvraag. Antwoord die Here Jesus hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Luister na sy woorde. Dit is die eerste en groot gebod. So op die eerste Sondag van 'n nuwe jaar wil ons kyk na hierdie tema, die krag van eerste. God is eerste. Nou vriende, as ons dink aan eerste, is daar soveel kosbare herinneringe. Jy dink aan jou eerste kind. Jy dink aan sy eerste treukie. Jy dink aan die eerste woord wat gepraat het.
En so kan jy deur jou lewe gaan met eerstes, wat vir ons 'n baie kosbare iets optel. Maar kom ons vat wiskunde, om te kan tel. Om by 100 uit te kom, waar begin ek? By 1. 1 is die faktor waar ons begin. Die krag van 1 kan gesien word in ons probleme. Waar kom al ons probleme vandaan? Waar kom sonde en siekte en gebrokenheid vandaan? Van 1 wat die gebod gebreek het, naamlik Adam. Maar vriende, waar kom ons oplossing en hoe word ons weer met God versoen? By 1 wat die werk aan die kruis kom doen het. Ek en jy word geroep om te wandel 'n waardige roeping met die Here. Waar begin dit? By 1, ek self. Ek maak daardie roep. Belangrik. Wat is jou nommer 1 prioriteit in jou wese as jy daar staan? Die wêreld gaan vir jou sê, jou liggaam. Die sielkundiges gaan vir jou sê, jou siel. God sê vir jou, jou nommer 1 concern, jou nommer 1 prioriteit is jou hart. Dis jou gees, dis die diep binne. Bewaak die hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Elke reis wat ons onderneem, het 'n begin. En die reis van 2026 begin ook vandag, kom ons noem dit op die Sondag, die opstanding dag van die Here. En Jesus sê baie duidelik wat eerste moet wees. Die Bybel gee vir ons 'n baie belangrike gedagte rondom eerste, en ons gaan naby kom stil staan. Maar kom ons vat jou terug na laasweek se boodskap, het ons die kompas gebruik om vir jou iets te illustreer. En ek wil vandag ook die kompas gebruik om te sê wat eerste is in jou lewe, wat eerste is in jou hart, bepaal wat uiteindelik met jou lewe gaan gebeur. U en ek wat nou 'n kompas ken, sal weet, jy kan net 'n kompas vat en nou gaan jy jou lei deur die woud na die basis toe nie. Dis nie hoe hy werk nie. Hoe werk 'n kompas? Help my. 'n Kompas moet jy leer werk. Jy moet leer om 'n kaart te lees aan die hand van 'n kompas. As jy nie geleer het om 'n kompas te werk, dit beteken 'n kompas vir jou 'n ronde 0. As jy daar in die oerwoud vasgevang is na 'n vliegtuigongeluk en jy het net 'n kompas, as jy nie weet hoe om te gebruik en waarna om te kyk nie, gaan dit jou niks help nie. Wat 'n kompas doen, vriende, hy wys vir jou net die ware noord aan. Hy wys net die ware noord aan. So kyk mooi, hy wys, hierheen wys nou vir ons, die ware noord is daar. So ek moet hierdie kompas nou draai tot die noord in lyn is met die naald wat noord wys. Daai naald wys altyd noord. Onthou nou, geen goed het om magnete nie. Jy hou hom daar, hy's altyd noord. So jy moet nou jou kompas draai om jou noord op jou noord te kry. En as ons nou vir jou kaart gee en ons gee vir jou plek om te kom, dan is dit baie maklik. Want jy sit jou kaart neer en dan sal jy jou kompas op die noord en dan trek jy die noord op jou kaart, trek jy presies reg dat hy jou kaart in lyn lê met die kompas in die noord en nou weet jy waartoe om te gaan. Nou weet ek nie of u kan onthou hoe u het geleer op skool nie, maar ek sal nooit vergeet nie. Dit staan vir net ons sal weet. Onthou tot vandag toe. Noord, oos, suid, wes. En as jy 'n kompas het, jy het 'n kaart en jy weet hoe om dit te lees en jy ken net ons sal weet, dan kan jy uit enige situasie uitkom. Maar wat is die kern? God is die ware noord. Jy en ek is die kompas. Ons moet in lyn kom met die ware noord. En dan moet ons rigting vind hierdeur. Daarom is dit belangrik dat jy kennis het van die woord. Het is belangrik om kennis te hê oor jouself. En daarom het ons eredienste. Daarom rig ons toe met seminare. Daarom rig ons toe selfs met oordenkings oor befoon. Dis alles om vir jou te help om jou kaart te kan lees en jouself uiteindelik te help. Vriende, die eerste Sondag van die jaar gaan ons die rigting bepaal.
Nou jy kan een van twee dinge doen. Jy kan soos die lui vlieënier terugsit en hom op autopilot sit. En die autopilot gaan hy vliegtuig nou stuur outomaties. Maar vind dit werk nie so in my en jou lewe nie. Want jy sien, u en ek is waarlik kinders van God as ons gered is, maar ons is ook hier diep binne is nog die sonde. Wat vergewe is, wat oorwin is in die kruis. Maar as jy dit los op autopilot, wil ek vir jou waarborg, jou vlees gaan vir jou van koers afvat en vir jou uiteindelik verongeluk. So by die eerste Sondag van die jaar vat ons die stuur vas. Ek gaan my lewe bring in rigting met die ware noord. Dit is God. God kom en hy sê, ek eis om eerste te wees in jou lewe. En dadelijk sal ons vra, waarom wil God eerste wees? Wat is die rede? Hoekom wil God eerste plek hê? Het hy 'n behoefte daaraan dat ek hom eerste sit? Nee, vriende. God het 'n behoefte aan niks. Hy is God. Hy woon in ontoeganklike lig. Hy is van ewigheid af daar. God het ons nie nodig nie. Maar kom ek jou help, ons het God dringend nodig. En hy weet dat as ek en jy hom eerste stel, dan gaan die res in orde val. En dit is jou en my verantwoordelikheid om vandag die stuur vas te vat. Ons is vandag soos Israel voor die Rooi See. Ons moet 'n stap neem. Ons is soos Josua by die Jordaan. Ons moet 'n stap neem om te sê, Here, u eerste, ek volg. God se wil vir die gemeente is nie perfekte mense nie. Dis mense op koers. Mense wat hom eerste stel. Hy weet hoe om te werk met onvolmaakte mense. Hy weet hoe om gaas te omskep in orde. Hy weet. So kom ek lees vir so kort stukkie. Dis vroeg, die jaar. Die kalender is skoon. Die jaar lê oop voor jou en my. Nog voordat die telefone begin lui, nog voordat die bekommernisse en sorge van die lewe wakker word, nog voordat ons baie besluite moet neem, is daar 'n stem wat fluister, wie kry die eerste plek? Nie die meeste tyd nie, nie die laaste oomblikke nie, die eerste plek. En dis wat Jesus vir ons kom leer het, deur die teks van oordeenking. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Luister na hom, dit is die eerste en groot gebod. En dis hoe ons vandag dan hierdie jaar gaan ingaan, is met daardie groot wete. Die eerste Sondag herinner ons kan 'n jaar begin met planne en doelwitte besluit, en dis wat die wêreld vir jou sê, wat is jou doelwitte? Wat is 'n besluit wil jy? Wat is jou nuwe jaar voornemens? Maar vriende, kom ek bring jy na die geestelike kant toe, as God nie eerste is nie. Jy kan fokus op daai liggaam, jy kan fokus op al daai ander dinge, jy kan fokus op jou spaar, jy kan op al daai dinge fokus. Dis goed en is reg. Maar as God nie eerste is nie, dan mag jy dalk agterkom, jy het alles te vergeefs gebou. En ek wil jy moet kyk na vers 2. As die Here die huis nie bou nie, vat jou vinger na jouself toe. Jy en ek se tempel van die Here. As die Here hierdie huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat opbly, brood van smarte eet. Luister nou maar die laaste gedeelte. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Wat is hierdie beminde waarvan hy praat? Hy wat terugstaan, sy wat terugstaan en sê, Here, u eerste in my lewe. U is die beginpunt, u is die middelpunt, u is die eindpunt van my lewe. En daardie beminde sê die Here, dit waarvoor mense so hard werk, gee hy vir bemindes in hulle slaap. Vind ons wil nie nuwejaarsvoornemens sê nie, ons wil vandag 'n hartsbesluit neem rondom die prioriteit van God ons Vader, van ons Verlosser. God stel nie belang in ons drome nie, regtig nie.
Hy stel nie belang in die doelwit wat ons plaas nie, hy stel belang in jou prioriteite. En as hy jou eerste prioriteit is, dan kan hy en sal hy jou drome kan seën en kan gebruik. Maar alles begin hier diep binne. Wie is eerste? Ek gaan vir jou een baie kort punt gee per dag. En ek vra vir jou, kry die PowerPoint as jy dit nie kry nie. Gaan maak dit iewers vas en probeer jou week so begin. In die eerste plek sê ek, die krag van eerste, God is eerste, is 'n geloofakte. Nie 'n gevoelsakte nie. Nou 'n akte is iets wat jy ontvang te sê ek het eienaarskap daarvan. Ons het nou vir baie jare ou klein huisie afbetaal in Randfontein en uiteindelik het ons hom klaar betaal in 'n sig van verligting. Toe sê ons hulle ons soek nou die akte. Toe sê hulle julle skuld ons weer 'n klomp geld vir die akte, so jy betaal toe weer. Maar die akte is daar die bewys om te sê ek neem eienaarskap, dit is nou myne. Wanneer ons praat van krag van eerste God is eerste, is dit 'n geloofsakte. Ek neem 'n geloofstap in 2026 om te sê God is eerste in my lewe. Nie omdat ek so voel nie, nie omdat my man my oortuig of dit die dominee my oortuig nie, maar omdat ek in die geloof wandel en ek weet my eerste tree is God. Hy moet eerste wees. 'n Geloofsakte. Die woord van Here is baie duidelik. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur die geloof. En nie aanskou nie, vriende, die pad met die Here is 'n geloofswandel. Hy beloon geloof, nie gevoelens nie. Gevoelens gebruik ons om onsself te bevoordeel. Baie kerke wat ons die jare besoek het, voor ons die Here ook ontmoet het hier, is ingestel om jou gevoel in te kry. So die musiek word daar voorberei, alles word voorberei om jou gevoel te kan kry en dan te gee wat hulle wil hê jy moet gee. Nee, hierdie is 'n geloofswandel, dis nie 'n gevoelswandel nie. En hier ons word geroep vir alles jong mense, 1 Timoteus 4, wees 'n voorbeeld in geloof. Neem daardie stap. Dis 'n intentionele besluit. Ek kies om God eerste te stel in my lewe. Ek kies dit willens en wetens. Ek bereken die prys. Ek sê vir hom, Here, ek weet dit gaan my kos, maar Here, omdat U dit van my vra, doen ek dit. Spreuke 23:7, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Ek bereken vir myself in my siel, ek het 'n geloofstap geneem aan die begin van hierdie jaar, dat God is eerste in my lewe. En as ek daai besluit geneem het, vriende, dan kan ons die jaar tegemoet kom. Klim soos Petrus van ouds, uit die bekende, uit die gemaksone van die boot, loop op die water, in geloof en sê, Here, U eerste my lewe, waar U lei, gaan ek saam. Maar die tweede gedagte, vriende, die krag van eerste, God is eerste, is 'n eksklusiewe en 'n baie persoonlike besluit. Wie kan vandag hierdie besluit neem om God eerste te sit in my lewe? Eerste in my hart. Wie kan dit besluit? Nie almal nie. Nie almal nie. Die woord van Here sê 1 Korintiërs 2:14, want die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Vriende, as jy vandag nog ongered is, onversoend is met die Here Jesus, kan jy hierdie besluit nie neem nie. Want jy kan nie uit jou vlees uit hierdie besluit neem en daarmee volhou nie. Om God eerste te stel, vra dat God moet ten minste hier woon deur sy gees. En dan kan ek en jy deur die gees opstaan, deur sy instaatstelling om te sê, Here, hier is ek. Ek besluit dit persoonlik om myself aan U te gee as 'n lewende offer. En dit beteken, vriende, dit is 'n hartsbesluit. Dis nie 'n kopbesluit nie. En daardie besluit kan net jy
neem. Maar hoekom doen die Here dit nie vir ons nie? Want hy het nie robotte gemaak nie. Hy het mense gemaak met 'n wil en 'n vrye keuse om hom te dien of hom nie te dien nie. Ek herinner my weer aan Moses. Ek het julle die lewe en die dood voorgehou. Kies dan vandag wat jy wil dien. Ek en jy word geroep om te kies persoonlik. Jy is aangestel as die wagter oor jou eie hart. Jy is die een wat daar in jou hart die besluit te neem. God doen dit nie vir jou nie. En as jy 'n besluit neem, dat ek neem hierdie besluit, dat ek sit God eerste, dan beteken jy staan uit die pad uit, en jy kom kroon hom as eerste in my lewe. En dan volg die res van die jaar op hierdie ware noord, wat ek stel met my lewe as die kompas. Maar 'n derde kort gedagte, vriende. Die krag van eerste, God is eerste, ontketen geweldige konflik. Vriende, wanneer jy vir die Here ja sê, dan ook as jy ja sê, ontketen jy 'n konflik. 'n geweldige konflik. Waar begin hy konflik? Hier in my hart. Want in my hart, in my eie lewe, wil die eie ek, die vlees, wil die gitaar slaan. My eie ek wil op die troon van my hart sit. Ek wil besluit. Die oomblik ek vir die Here sê, Here, u eerste, ontketen jy 'n geweldige konflik in jou eie hart, en jy beleef het in hierdie oomblik in jou hart, sal ek nie. Daar die konflik reeds begin. Maar wat as ek nie? Maar wat as ek? Dis die konflik waarvan ek praat. Vriende, om gered te word is 'n konfliksituasie. Jy word gekonfronteer met jou sonde. Jy word gekonfronteer met jou verlorenheid. Jy word gekonfronteer met jou onvermoë om enigiets te doen aan jou saligheid. Jy word gekonfronteer, en die oomblik as jy jou hande laat sak, kan God vir jou iets doen. Die Here Jesus het nie gekom op hierdie aarde om vir ons 'n lekker tyd te gee nie. Jy moet dit baie mooi verstaan. Mense het deur hierdie wêreld betaal vandag die prys. Ek het gisteraand 'n artikel gelees op een van die kerkblaaie, internasionale kerkblaaie, van 'n kind van 2 jaar wat lewenslange gevangenisstraf gekry het in Noord-Korea, omdat sy pa 'n Bybel het hom gevang. Die Here het nie gekom vir jou vrede op aarde te gee nie, vriende. Moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Vir elke wat vir God ja sê, wat doen jou familie? Rol hulle die rooi tapuit vir jou uit? Wat doen die wêreld daar buite, die werksmense, en gooi die rooi tapuit vir jou uit? Nee, jy ontketen konflik. Konflik. Wanneer ek God eers stel, verwag konflik in jou eie hart. Waarom kan jy vinnig uitsorteer en ombere? Maar wees verseker, die wêreld gaan jy uitlos nie. Jou vlees gaan jou kataza. Hy gaan kort by jou kom en aanklop, maar jy moet vas staan om te weet, as ek God eers stel in my lewe, is daar konflik. En jy kan dit jouself uit doen nie. Daarom sê die woord, vriende, ons wandel deur die Gees, beteken ek verneder my voor God dag vir dag. Ek laat hom my volmaak. Hy is my in staatsteller. Hy is die een wat ek oomblik vir oomblik as eerste in my lewe inroep, en met hom kan ek gaan. Kyk na die stryd. Van die vlees begeer teenoor die Gees, en die Gees teenoor die vlees, en hulle staan teenoor mekaar. Hulle stamp koppe. En dis kom so min mense God eerste stel. Die ou lewe wil beheer neem, die nuwe lewe wil gee en sê, Here, hier is ek. Die ou vlees wil beheer hê, die Gees in my sê, God eerste. Een ek, vriende, kan dit oorwin, want jy en ek is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee, Romeine 8. So moenie terugstaan vir hierdie konflik nie. Moenie terugstaan vir dit waarvoor jy bang is nie. Want hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. 1 Johannes 4 vers 4.
Kom gee vir jou nog 'n gedagte. Die krag van eerste, God is eerste bring rus en vrede. Daar is geen beter plek om te wees as ek weet my hart sit dag vir dag God eerste. Jou lewe is soos 'n skaakspel, my vriend. En ons vlees wil heeltyd die koning omkeer. En hierdie klein pionnetjie, van hulle opgegroei, hulle is nou al pere, val opgegroei, is dalk al die koning hing. Slim mense, vooraanstaande mense, mense met al die antwoorde, mense wat die koning nie nodig het nie. Jou lewe is 'n skaakspel en alles in jou sal hierdie koning wil ontketen en omgooi. Jy en ek moet staan dat hy is koning en dan gaan jy rus en vrede beleef. Solank een van 'n ander op die skaakspel regop staan, al die ander moet plat lê. God, my Vader, is heel bo, hy is nommer 1. Dan kom daar rus. Kyk weer eens na die bekende teksverse. Kom na my toe wat vermoeid en belas is, so in die begin van die jaar. En ek sal jou rus gee. Neem my juk op en leer vir my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Julle sal rus vind vir julle siele. Wat is die kurksie? Neem my juk op. Met ander woorde, staan af. Sak onder die juk in saam met Christus. Die evangelie waar op jou skouers. Trek saam. En in jou toewyding gaan jy 'n rus ervaar wat groter is as wat enigiemand vir jou kan beskryf. Ons soek rus. God gee rus as hy eerste plek in jou lewe het. Hebreërs 4 vers 10 en 11. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook van self soos die werke van God self. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Kyk mooi, die rus. Wie is die rus van Hebreërs 4? Dis nie die Sabbat nie, vriende. Daai leuen is alweer besig om soos 'n sweep te klap. Die kerk moet die Sabbat hou. Nee. Handelinge 15 se eerste synode het dit reeds bepaal. Ek het nie weer 'n slim man nodig en die Here het vir hom gesê, nee, die Bybel is duidelik. Ons hou nie die Joodse wet nie, sê Handelinge 15. Ons en die Gees het besluit. Hierdie Sabbatsrus is nie op 'n Saterdag kerk te hou nie. Dis om jou rus nou in Christus te vind. En soos die eerste kerk op 'n Sondag, die opstanddag, by die kerk te wees. Hoekom? Want God is eerste en hy lei my elke week na dieselfde plek toe. Die God van die Bybel lei nie een Sondag na die viswater, en een Sondag na Sun City nie, en een Sondag na Piet en Sunny toe, en miskien een Sondag in 6 maande na die kerk. Dis nie die God van die Bybel nie. Hy is verseker nie eerste daar nie. Hy lei jou in die Sabbatsrus. Hy gee vir jou die rus. Hy is die rus. Maar hy gee ook vir die vrede. Die vrede, sê Jesaja 26:3, 'n standvastige gesindheid. Kyk mooi, ek laat my nie heen en weer swaai deur allerlei dingetjies in hierdie vlees en hierdie goedjies wat so rond swaai, want ons sit met die gevaar van sosiale media. Elke platform het nou 'n man wat vir die Here praat. O vriende, pas op na waarna jy luister. Pas op vir die snert wat so baie gedeel word. Nou die week het iemand weer my iets gestuur. En ek het 'n halfuit gekyk, dus delete ek dit onmiddellik, want my gees bots met dit wat hy sê. En vanoggend vroeg, toe ek my foon aansit, toe sê die persoon, nee, hy het nou uitgevind so en so sê, so en so en sê, so, hy vra verskoning. Ja, dis wat gebeur. Standvastige gesindheid bewaar u volkome vrede. Wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes deur alles gebed en smekinge en danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sy julle hart en sinne bewaar in Christus. Vriende, wanneer God eerste is, maak nie saak wat gebeur in hierdie lewe nie. Ek het die gerusheid en die vrede dat alles vir my ten goeie meewerk.
Ek het die vrede in my hart, Efesiërs 2, dat ek vrede by God het, ek het vrede in Christus, en dit is vir my genoeg, so ek moet beklei om hom eerste te hou. Want ek wil vandag vir sê, die duurste ding daar buite is rus en vrede, en geen geld kan dit koop nie. Hier lê 'n man wat $100 biljoen sterk is, op sy sterfbed met pankreaskanker. Niks in die wêreld kan hom help nie. Geen mediese fonds kan hom help nie. Hy kan biljoene betaal. Hy sterf sonder God en sonder hoop. Hy sterf 'n angswekkende dood. Hy ken nie rus en vrede nie. Dan wys ek vir jou Godsman na Godsvrou wat op 'n sterfbed lê met dieselfde simptome en met 'n glimlag sterwe. Hoekom? Want die rus en vrede van God is hulle deel. Kies watter rus en vrede wil hê. Die wat geld kan koop, gewildheid kan koop, aansien kan koop, voorkoms kan koop. Want al daai goed kan in een oomblik van jou weggeneem word. Maar die rus en die vrede wat God gee, vir hulle wat hom eerste stel, is nie koopbaar nie, is nie omkoopbaar nie, en dit vat jou deur die grootste stryd met vrede. U almal ken ons verhaal, of kom ons sê die meeste van u. En ons het geleer op 'n tyd in ons lewe dat mense stel nie meer belang in ons probleem nie. Mense stel nie meer belang in ons stryd nie. Mense gee nie meer vir ons uitgawes soos jare terug nie. Ons moes op 'n punt kom waar ons besef, laasweek se boodskap, ons het net op die einde van die dag God en God alleen. En in hom vind jy rus en vrede. God eerste, die ware noord, en jy kan aangaan. Die krag van eerste, God eerste bring doelwit. Wat is jou doel op hierdie aarde? Wat is jou doel? Ek het dit al vertel, ek vertel dit weer vir jou. As dit 'n jong man in die park, hy doen sy artikels in Amerika. Hy eet sy toebroodjie en hy drink 'n koffie. En iemand loop daar rond en hy vra vir hom, nou wat doen jy? Hy sê nee, ek het geswatse prokureur, ek gaan nou artikel. Hy sê, as jy klaar is, hy sê, dan gaan ek 'n prokureur word. As jy klaar is, hy sê, dan gaan ek my eie praktyk opmaak. As jy klaar, as jy dit gedoen het, dan gaan ek baie geld maak. Ja. Hy sê, dan gaan ek ryk word, en ek gaan 'n plaas koop, en ek gaan 'n huis koop, en ek gaan 'n boot koop. Hy sê, dis reg, en dan? Hy sê, dan gaan ek op pensioen. Hy sê, dan gaan ek dit geniet. Hy sê, dan gaan ek oud word. Hy sê, dan gaan ek dood. Hy sê vir hom, en dan? Daai man het omgedraai en geloop. Hierdie man op die park het op sy knie gesak en Christus Jesus aangeroep. Hierdie man se naam was D.L. Moody. Hy het herlewings gepreek. Vriende, wat is jou doel op aarde? Is om God eerste te stel. Dit gee vir jou die grootste doel om na te jaag. Kyk wat sê Paulus vir ons in Filippense 3 vers 14. Hy sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Sit 24, 25 agter jou. En ek strek my uit wat voor my is, 2026, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus. Wat is die hoogste roeping van God? Ek het dit vir jou gelees, in Matteus 22. God eerste. Dis die eerste in die groot gebod, sê Jesus. Om hierdie prys na te jaag is die grootste doelwit op hierdie aarde, om elke dag toe te sien dat die Here eerste is in my lewe. En solank ek aangaan, sê selfde Paulus in Filippense 1:21, want vir my is die lewe Christus. Wie dink jy is eerste op sy prioriteit? God, Christus. En die sterwe, wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, kyk nooit sê, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. Wat 'n doelwit om na te jaag. God eerste. En as ek in die lewe oorbly, ek is tot diens van almal in hom en deur hom. Jesus aan die woord, wat baat dit jou as jy die hele wêreld win, maar aan jou siel skade ly? Jy sien, vriende, wanneer God eerste is, het jy vir die eerste keer in jou lewe 'n goddelike doel. Dan volg jy die ware noord. Jy maak seker jy bly terugstaan, jy hom op die troon. My voorlaaste gedagte, die krag van eerste, God eerste bring vrug voort.
Vriende, ons probeer so hard om vrug te voort te bring. En wie ons lewe in 'n tyd waar China alles namaak. Hulle kan 'n perfekte druiwetros en 'n perfekte perske en 'n perfekte appel vir jou namaak. As jy hom daar neersit op die winkelrak, sal jy nie die verskil ken nie, tot jy hom proe. Vriende, ons kan vrug namaak tot ons blou is. As God nie eerste is nie, is dit probeer sla. Dis nie die vrug van God nie. Daardie vrug wat nagemaak word, kan geleef word, dit herproduseer homself nêrens nie, want God is nie daarin nie. Jesus self het gekom en gesê, bly in my, ek eerste, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so ook julle as julle in my nie bly nie. As God nie eerste is nie, you are busy with fake fruit. God weet dit, jy weet dit, en die wêreld weet dit. Maar sit God eerste, en dan begin vrug uitstoot, wat jy net kan terugkyk en sê, dit is van die Here. Ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Herhaal hom weer. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly. En dis wat gebeur, vriende, ons het hierdie fly-by-night Christianity. Hierdie 60 meter dash Christianity. Ouens trek weg met 'n geweldige spoed. Ek en my vrou praat nou dag oor 'n baie bekende celebrity in ons land. 3 persoon, ek moet nou baie versigtig wees, ek kom nie weg, dat ek dit nie perfek nie, 3 persoon nou die gered is, was dit op al die nuus, en dit was oral rond, en dit was baie bekend, en almal het gesê, wow, weggespring met 'n geweldige pas, 10, 15 jaar deur die lewe, en hy's terug in die wêreld, staan met sy drankies vir fotos, deur 'n egskeiding, sy getuienis het stil geraak, want jy sien, as God nie eerste bly nie, kyk wat sê hy, en die vrugte moet bly, jy en ek moet hierin groei, pas op, dat jy nie probeer vrug te bring sonder om God eerste te stel, en as hy eerste is, dan produseer hy self die vrugte. Al wat hy sê is, hou my as die koning, hou my as eerste, en die res sal ek vir jou gee. Jy sien ook die vrug in swaar tye. Wanneer hy eerste is, sien ek, kan ek deur die swaarste tye moontlik gaan. En ek gaan daardeur met vreugde. Hoekom? Want hy is in beheer. Onthou my rus en vrede, as God in beheer van my lewe is, gaan ek deur die swaarste tye, al is dit versoekinge, ek gaan daardeur met vreugde. 1 Petrus 1 vers 6 en 7 sê, ek verheug my daarin. 2 Korintiërs 4 sê, want ons ligte verdrukking bewerk vir ons 'n alleroortreffende heerlike ewigheid. Dis wanneer God my lewe word, wanneer hy my eerste word, vriende, dan hierdie goed nie eens meer gewig in my lewe nie, want die gewig van God eerste stoot alles uit, en ek ken die vrede en die rus. Maar my laaste, en seker my belangrikste punt rondom hierdie boodskap is die volgende. Die krag van eerste God eerste bly groot verantwoordelikheid en bestuur. Jy moet dit bestuur. Jy moet verantwoordelikheid vat vir daardie geloofsakte wat jy betree op die eerste Sondag van hierdie jaar. Jy sien, vriende, wat ek vir vandag wil sê, ons dink ons kan God om die bos lei. Ons dink as ons maar so bietjie gee, hy sal tevrede wees met wat ek gee. Vriende, dit wat jy gee, wat nie uit die gees en vir hom as prioriteit is nie, gaan soos miet in die lug weg. Dit is stoppels, dis nie vrug nie. Kyk sy waarskuwing in Maleagi 1 vers 8. Bring jy dan 'n blinde dier om te offer, is dit nie verkeerd nie,
Here het baie duidelik vir die volk gesê, wat is die voorwaarde om te kom offer? Nou kom hulle met hulle krummels. Met wat niemand wil hê nie. Met die tyd wat ek oor het. Met die geld wat ek nou oor het. Wil ek na God toe kom met 'n offer. God aanvaar nie daardie offer nie. Hy aanvaar dit nie. Hy wil eerste wees in jou lewe. Hy wil eerste wees. Ek vat jou deur die Ou Testament en ek wil gaan wys hoe belangrik was dit vir die volk. Kyk mooi. Kain bring sy vrugte, God verwerp dit. Abel bring van sy eerstelinge van sy diere. God aanvaar dit. Eksodus 23:19, die eerstelinge van jou grond, sy eerste opbrengs bring jy vir die Here. Nie die tweede nie, eerste. Deuteronomium 26, dan moet jy neem van die eerstelinge van jou vrugte. Spreuke 3:9, vereer die Here uit jou goed en uit jou eerstelinge van jou inkomste. Kom stop daar. Waarmee is soveel mense vandag in die kerk besig mee? As ek tyd het, sal ek kerk toe kom. As ek geld het, sal ek my tiende vir God gee. As dit vir my geleë is, sal ek. Kom ek vir jou sê, jy en God mis mekaar. Soos twee vliegtuie wat noord vlieg en suid vlieg. As hy nie die ereplek in ons lewens het nie, vriende, as hy nie die eerste een is nie, wil ek vir jou sê, as jy besig met hout, hooi en stoppels. Kom ek vat jy na die briewe van Openbaring toe, hy skryf van gemeentes, en ek wil baie keer sê, hierdie gemeente wat hier beskryf, kan baie maklik die EG Kerk wees. Ons kan baie maklik wees. Ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou leidsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Dis een van die kerke wat nog mense uitwys om te sê, jy's 'n valse apostel, jy's vals. Dat die mense op die proef stel wat sê hulle is nie apostels nie, en hulle leenaars bevind het. Ons is 'n kerk wat nog die waarheid sny, wat die goed by die naam noem, en jou waarsku. Hy sê, jy het verdra, jy het leidsaamheid besit, wille van my naam het jy gearbei, jy het nie moeg geword nie. Met ander woorde, ons gaan aan, en ons gaan aan, ons gaan aan, ons gaan aan. Dis 'n goeie CV, tot jy vers 4 lees. Maar ek het dit teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. Maar Here, ons werk so hard, Here, ons leer is so suiwer, Here, ons standaarde is so hoog. Maar ja, ons het ons eerste liefde verlaat. As God nie eerste in jou lewe is, dag vir dag nie, kan jy hom nie eerste lief hê nie. Dit beteken vir jy het hom eerste lief bo jy enigiemand anders lief het. Dit beteken ek gee my deel voor ek my sommetjies doen. Dit beteken ek sit my tye uit vir die Here voor enigiemand anders daar beslag lê. Die eerste uur in die oggend is die Here se. Elke Sondag is die Here se. My inkomste is die Here se. My gesin is die Here se. As jy dit begin doen en God neem die eerste plek in, kom doen hy vir jou ver bo wat jy kan bid of kan dink. Want God laat hom nie inpas nie, vriende. As God nie eerste is, wil ek jou sê, hy pas nie in nie. Jy is op jou eie. He is Lord of all, or is not Lord at all. Reg deur die skrif kom die opdrag dat ons moet waardig wandel die roeping waarmee ons geroep is. Hy sê vir ons, julle het dit in julle self nie, wandel deur die Gees. Dan sal julle nooit die vlees se begeerlikhede volbring nie. Dis 'n oorgegewe lewe, dis God eerste. Want wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar wat geestelik is, geestelike dinge. As jy daai geloofsakte aanneem en jy sê God is eerste en jy begin jou lewe in lyn bring met die ware noord, dan gebeur dit. Dan gaan jy dag vir dag jou kruis opneem, jouself in hom volg. Maar ek wil vir jou sê, as jy op daardie stoel sit, gaan jy nêrens nie. Jy is soos 'n vis op die droë grond. Jou kiewe maak oop en toe. Die stertjie flap
maar jy gaan nêrens nie. Jy is soos daai ou op die tredmil. Jy hardloop laat die bloed spat, maar jy gaan nêrens nie. Jy is soos daai tannie op die bicycle, jy trap laat die sweet gaan, maar jy gaan nêrens nie. Vriende, as God nie eerste is nie, het ons gesê, te vergeefs die wat daarom bou. Die eerste gedagte as ek wakker word, is moet God wees. Die eerste paar minute van my dag moet by God se voete wees. Al is dit 5 minute, al is dit 10 minute, waar ek met God my ware noord kry, my kompas instel, hy moet my eerste wees. Nou almal ken ons, die ou vlees, die gees is gewillig, maar die ou vlees wil nie, en daarom hierdie teksvers waarmee ek wil afsluit. Paulus weet waarvan ons praat. Hy weet dit. En daarom sê hy, maar ek kastei my liggaam, nie God nie, ek neem beheer oor wat hier gebeur. Maar ek kastei my liggaam, en ek maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander preek, self verwerplik sou wees nie. O vriende, ek lees vir gedeelte voor ons afsluit. Dis die eerste Sondag van die jaar. Die son kom op, die son gaan onder, sonder vrae, sonder beloftes. Voor ons lê 'n jaar wat nog niks gesê het nie, geen foute is gemaak nie, geen groot oorwinnings nie, net moontlikhede. God vra nie vandag vir jou wat jou planne nie. Hy vra nie vir jou om suksesvol te wees nie, hy het net een vraag. Het ek die eerste plek? Nie die plek wat oorbly as alles klaar is nie, nie die oomblikke wat nie gebruik word nie, maar ek wil wees die eerste gedagte, die eerste besluit, die eerste vertroue. Want wat eerste is, bepaal alles wat volg. As u eerste is, Here, sal die jaar nie perfek wees nie, maar dit sal in u hande wees en ek in u hande. Is daar 'n veiliger plek om te wees? Nee. Mag die Here vandag vir ons op 'n punt bring op die eerste Sondag van die jaar om te besef, God eerste. Jesus se eerste gebod eerste. Dis wat ek het. En ek al die antwoorde nee, ek het nie. Maar as ek elke dag daai besluit neem en ek buig voor die Here dag vir dag en ek sê Here, kom leer vir my wat beteken dat U vandag eerste is. En ek begin dit inoefen, ek begin dit naspeur, ek begin dit najaag, ek begin dit bid, dan sal God dit vir jou doen. Die krag van eerste, God eerste is ononderhandelbaar as ons enigstens 'n merk wil maak in hierdie lewe vir ons Here. Ons sê die krag van eerste, God is eerste, is 'n geloofsakte. Ek neem dit as 'n eienaar, dis myne. God is 'n eksklusiewe persoonlike besluit. Ongeredde mense kan hierdie besluit nie neem nie. Kinders van God, jy kan. Gaan lê af wat verkeerd is. Gaan bely, gaan maak reg. Kom en sê Here, hier is ek. Ek maak die eerste. God eerste ontketen konflik. Wees voorberei daarop. As jy die besluit neem, nog voor jy by die huis is, gaan jy kontak maak met konflik in jou eie hart. God eerste bring rus en vrede. Dit wat geld nie kan koop nie, is wat hy gee. God eerste bring doelwit. Wat 'n groter doelwit as dit om die jaar na te jaag. God eerste bring vrug, want hy produseer dit. God eerste vra van my en jou 'n groot verantwoordelikheid. Die skaakspel van die lewe, wat jy ook al doen, laat die koning staan en die res val. Amen. Kom ons bid 'n woord saam. Ons dierbare, wonderlike hemelse Vader, dank dat U woord baie duidelik en baie reguit na my hart toe gekom het en na elke ander hart toe gekom het wat vandag luister en inkyk. En ons kom vra vir U, kom bekeer ons, sodat ons onsself kan bekeer. Kom leer ons, sodat ons U kan leer ken. O Here, dis 'n hoë roeping, maar dit is wat Jesus gesê het. Dit is wat eerste moet wees.
En nou bid ek vir myself, en ek bid vir elke ander een wat vandag daardie begeerte het, dat julle sal help. Hulle wat nie daaraan stuur nie, hulle wat nie daaraan ag gee nie, geef hulle groot genade, en vergeef hulle, Here, en trek hulle met koorde van liefde, sodat ons gemeente, 'n gemeente kan wees, wat God eerste stel in alles. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.